Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Vriende, Niels het dit nou gebid, lente is 'n wonderlike tyd. Lente is 'n unieke tyd in die jaar. Lente is 'n geweldige geskenk van God af. In ons huishouding is lente 'n groot ding. Ons, die van die kerks, weet die 31ste Junie is die kortste dag van die jaar en van daai dag af wag ons vir lente om te kom. Ons wag vir elke dag om 'n klein bietjie langer te word dat ons op hierdie plek kan uitkom. Ons is mal oor die reuk van lente. Ons gaan elke dag in die tuin en dan gaan kyk ons vir klein nuwe tekens van lewe. Ons het in hierdie week of laasweek het ons gegaan en ons het jasmijn in die tuin gekry en dit simboliseer vir ons in 'n groot mate die reuk van lente en ons het die jasmijn saam met ons in die huis ingebring. Ons het lente verwelkom in ons huis in. Ons bid elke dag dwars deur die winter vir reën om te kom. Dis nie iets wat ek my kinders geleer het nie, dis iets wat hulle op 'n of ander manier self geleer het. En nou sien ons uit na die donderstorms. Ons kan nie wag vir die reuk van reën in die stof nie. Ons kan nie wag daarvoor nie. Dis die eerste keer wat ons appelkoesboom en ons perskeboom in bloei is. En ons kan nie wag vir die vrugte nie. Ons hoop hierdie jaar gaan ons vrugte kry. Ons is baie lief vir die lente. In die lente skuif die son van agter die berg tot net voor die berg van waar ons huis sit. En so ons kan elke middag 'n pragtige sonsondergang sien in die somer, van die lente af en dwars deur die somer. En die lente simboliseer vir ons verhoudings in 'n groot mate, soos wat maatjies kan terugkom en saam kan kom swem en saam met ons kan kom braai. En op hierdie stadium, soos wat ons wag vir reën, wag ons vir die jacarandas. Ons kan nie wag vir die pers nie. Ons kan nie wag vir daai groot boom daar buite om oor 'n paar weke pers te wees van die pragtige blomme nie. Nou, een van die redes hoekom lente vir my so spesiaal is omdat lente vir my hoop bring. Lente gee vir my hoop op nuwe lewe. Lente is iets wat onstopbaar is. Maak nie saak wat in die wêreld aangaan nie, maak nie saak wie korrup is of wat se siektes ons mee te doen het, wat se pandemies daar is nie. Niks in die wêreld kan God se goedheid in die lente vir ons stop nie. Niks kan die prentjie van hoop en nuwe lewe wat die lente vir ons bring stop nie. Dit is 'n geweldige bemoediging. Wat wel 'n gevaar is of wat hartseer is as ons die lente miskyk. As ons dit wat die lente sê miskyk. Ek het verseker voor ek 'n Christen was nie eens agtergekom nie. Ek was blind gewees, blind vir wat rondom my aangaan en blind vir die goedheid wat agter die lente staan. En ek dink baie van ons kan so besig wees, ons kan so opgevang wees in ons eie probleme en swaar kry, dat ons die goedheid wat uitskree kan miskyk. Dit sal 'n tragedie wees. Nou het jy al ooit gewonder, hoekom is die lente so bemoedigend? Hoekom is die tekens van nuwe lewe, hoekom bring dit vir ons soveel hoop? Vir die van ons wat hoop kry. Wel, dis omdat dit iets van God kommunikeer. Daar is 'n God wat agter die lente staan en wat vir ons in die skepping uitskree, daar is hoop op nuwe lewe. Dit is wat God vir ons sê. Soos wat God nuwe lewe in die natuur inblaas, behoort ons te besef dat God nuwe lewe in ons kan inblaas. Daar's 'n hoop op nuwe lewe, daar's 'n hoop op nuwe dinge. Soos wat ons na die lente kyk. Lente het 'n baie dieper betekenis as ons met oë van geloof na die natuur rondom ons kyk. Ons kan 'n goeie God sien wat oorvloedig goed is vir ons, wat oorvloedig vrygewig is teenoor ons en wat 'n goedhartig is teenoor ons. Vir ons sal dit 'n tragedie wees as ons Christene is om dit te mis. En soos wat ons na die lente kyk, en dankbaar is vir die lente, wil ons net stil staan en dink oor waarvoor ons moet dankbaar wees in die lewe. En wat is die doel van dankbaarheid? Ons het dit reeds genoem. Die doel van dankbaarheid is om 'n lewegewende verhouding te hê met die gewer van lewe.
Ons het nodig om God agter die veelvuldige goedheid wat ons in die lewe ontvang raak te sien, sodat ons hom kan waardeer vir wie hy is en kan lief wees vir hom. Dit is die doel van dankbaarheid. Nou, vir die van julle wat hou van struktuur, wat 'n bietjie van 'n framework nodig het, ek het dit verseker nodig om te weet waartoe ons op pad is. So die skrywer wil hê ons moet dankbaar wees. Hy skryf in vers 1, I give thanks to the Lord, for he is good, his steadfast love endures forever. En dan herhaal hy in 4 verskillende prentjies wat hy vir ons gee, dat ons moet dankbaar wees vir God se liefde en God se magtige werke. Vers 8, vers 15, vers 21 en vers 31 sê hy, let them thank the Lord for his steadfast love, for his wondrous works to the children of man. Nou in week 1 het Poen vir ons gewys uit Psalm 107 uit, dat ons moet dankbaar wees. Die geestelike dissipline van dankbaarheid verheerlik God. Dis wat ons in week 1 uit hierdie Psalm uitgesien het. En vandag gaan ons eenvoudig probeer sien hoe dankbaarheid moet lei tot 'n gesonde verhouding, tot 'n liefdevolle verhouding. En so hy wil hê, die skrywer wil hê ons moet dink. Dis wat hy wil hê. Hy wil hê ons moet stop en dink oor God se goedheid. Vers 43 sê, whoever is wise, let him attend to these things. Let him consider the steadfast love of the Lord. Meer as blote dankbaarheid is nodig. Ons het nodig om te consider. Ons het nodig om te dink oor God se liefde. Die Afrikaans van vers 43 is die volgende. Wie wys is, moet hiervan kennis neem en nadink oor die troue liefde van die Here. Ons het nodig om te stop en na te dink oor die troue liefde van die Here wat oral rondom ons sigbaar is. In die boek wat ons besig is om deur te werk, ons gebruik as agtergrond tot hierdie preekreeks gebruik ons Dustin Crow se boek, wat is die boek se naam? Grumbler's Guide to Gratitude. So in die boek gebruik hy 'n baie goeie voorbeeld om hierdie punt vir ons te maak. Hy gebruik die voorbeeld van iemand wat iemand se kinders oppas en dat sy verhouding met die kinderoppasser groei omdat hy dink oor waarvoor hy dankbaar is in die kinderoppasser. Ek gaan probeer om dit te verduidelik om die punt vir ons duidelik te maak. So ons het 'n kinderoppasser wat ons kinders al vir ons kom oppas het. En dis nie iemand wat betaal word nie, dis iemand wat ons 'n guns doen om vir ons kinders te kom oppas. En die eerste keer wat sy gekom het ons so 2 ure na dit slaaptyd was daar aangekom en al 3 kinders en die kinderoppasser het met sulke dik gehuilde oë in 'n donker kamer op die vloer gesit. En sy het stil daar uitgegaan en ons het gedink dis die laaste keer. Maar die volgende keer wat ons haar nodig gehad het sy weer gekom en sy het voorberei en sy het plannetjies gehad. En sy het weer ons kinders opgepas. En dit kan wees dat ons kan sê baie dankie, ons waardeer jou tyd. Ons waardeer jou tyd. En dit sal fyn wees. Maar ons sal uitmis op waartoe die dankbaarheid moet lei. Sien, die oomblik wanneer ons stop en dink, hoekom het sy teruggekom? Hoekom het sy moeite gedoen en teruggekom om weer ons kinders te kom oppas? Dan raak dit duidelik dat dan sê ons nie net meer dankie vir haar tyd nie, maar ons sê dankie vir wie sy is en vir hoe sy teenoor ons voel. Sien, dit is net omdat sy lief is vir ons kinders, selfs al is dit moeilik. Dit is moeilik om ons kinders op te pas, maar sy is lief vir hulle en daarom moet sy hulle kom oppas. En sy is nie net lief vir ons kinders nie, sy is lief vir ons ook. Sy is lief vir ons. Sy wil graag hê ons moet tyd hê om mekaar te geniet en ons moet tyd hê om na kerkaktiwiteite te kom en opgebou te word. Sy is lief vir ons en daarom pas sy ons kinders op. En sien so, dankbaarheid op sigself is nie genoeg nie. Dankbaarheid moet lei dat ons dink oor die persoon, oor die gewer en dit moet maak dat ons praat. Dis wat nodig is om te gebeur. Soos wat ons vir haar sê, baie dankie. Dankie dat jy na ons kinders kyk. Ons voel geliefd en ons waardeer jou. Soos wat ons dit doen, verdiep ons verhouding en raak ons verhouding betekenisvol. Dis waar in ons verhouding met ons medemens, maar dis ook waar in ons verhouding met God. En so, die begin en die einde van die Psalm
is 'n oproep om dankbaar te wees. Die middel is 4 voorbeelde van insidente waaroor ons moet dink om God se liefde te sien, sodat ons sy liefde kan ervaar en sodat ons verhouding met hom kan verdiep. En so in vers 3 tot 32 is daar 4 voorbeelde, 4 insidente wat ons mooi moet dink om God se liefde te sien. Die eerste voorbeeld is in vers 4 tot 9, waar ons 'n prentjie sien van iemand wat in die woestyn is. Hy loop in die woestyn rond, hy kan nie 'n stad kry nie. Hy is honger en hy is dors. Vers 5 sê, hungry and thirsty, their soul fainted within them, and they cried out to the Lord, and he delivered them. Het is moeilik vir ons om onsself in te dink hoe dit moet wees om in 'n woestyn rond te dwaal en te honger en te dors en op so 'n diep manier te wonder of jy nog gaan verder kan lewe want jy het fisies iets nodig. Dit is moeilik vir ons om onsself daar in te dink want vir ons is daar altyd 'n yskas of 'n kraan of 'n winkel naby. En so die naaste wat ek aan hierdie gedagte al gekom het is een keer toe ek gaan fietsry het en ek het gery tussen Cannon Rocks in die Oos-Kaap en Alexandrië op die kuspad. Pragtige kuspad, maar dis omtrent 70 km Alexandrië toe en terug, maar ek het die roete onderskat. Ek het nie besef, behalwe dat die pad die hele tyd op en af gaan, het ek nie besef hoe warm dit gaan wees en wat die effek van die wind op 'n mens is. As die wind die hele tyd van die see af waai, dan waai hy teen jou uit en terug. En so dit was die eerste keer in my lewe wat ek die ervaring gehad het van waar dit makliker is om op te ry teen die bult as om af te ry teen die bult, want op teen die bult is daar 'n bietjie van 'n beskutting van die bult waar agter jy is. Maar as jy afry met jy trap om onder te kom. En so ek het die roete heeltemal onderskat. Halfpad was my water op en met so 25 km nog om te gaan het ek begin flou voel en ek het besef ek is in die moeilikheid. En ek kon nie stadiger ry nie want as jy stadig ry in 'n wind dan waai jy om. So dit is gevaarlik om stadiger te ry. So ek moes aanhou trap so hard soos wat ek kan. En vir die laaste 10 km het ek besef ek gaan uitpas. Ek het maar net gehoop 'n plaasbakkie ry nie oor my as hy my daar in die pad aantref nie. Maar ek het en dit het my op 'n plek gebring waar ek so bietjie kan verstaan van hierdie prentjie van die ouens wat in die woestyn is, wat desperaat is. En ek het desperaat na God toe uitgeroep. Ek het vir hom gesê, Vader, help my asseblief. Ek kan nie nou sterf nie. Help my asseblief. En hy het my gedra, daai laaste 10 km het hy my gedra, ek het in Cannon Rocks aangekom en ek het 'n botteltjie water gekoop by die kafeetjie, so klein kafeetjie wat gelukkig oop was daar op die verlate strand. En ek kan nie vir julle sê hoe bevredigend daai slukkie water was nie. Daai eerste slukkie water is iets ongeloofliks. Maar my bevrediging was nie net fisies nie. My bevrediging was baie meer as fisies. Psalm 107 wil hê ons moet raak sien dat 'n fisiese voorsiening het 'n geestelike bevrediging. Vers 9 sê, For he satisfies the longing soul and the hungry soul he fills with good things. Die fisiese behoefte wat bevredig is, het gehelp om die geestelike behoefte te bevredig, soos wat ek die gewer agter die goeie geskenk raak sien. In daai oomblik, soos wat ek al by die kafeetjie gesit het op die strand en daar was 'n kombinasie van endorfine wat deur my bloed gevloei het, die verfrissende water wat ek gedrink het, die reuk van die see, die mooi van die see, die koel briesie wat my afgekoel het en die werk van die Gees in my hart. Al daardie dinge het saamgewerk in God se goedheid om my te kry om hom te waardeer. Dis ongelooflik die konteks wat God vir ons skep om sy liefde te ervaar en om hom raak te sien. As ons maar net oor het om te sien, as ons maar net kan stop en dink en kyk en praat met hom. Die tweede prentjie waar ons mooi moet dink om God se liefde raak te sien, begin in vers 10. In die geval het die ouens swaar gekry omdat hulle gesondig het. Vers 10 sê, Some sat in darkness and in the shadow of death, prisoners in affliction and iron, for they had rebelled against the words of God and spurned the counsel of the Most High. Sien, God se woord en sy dissipline is goed vir ons. Vers 12 sê, hier is God se dissipline vir hulle. So he bowed their hearts down with hard labor. They fell down
with no one to help. As God ons iets leer, as God besig is om ons nederigheid te leer, is daar niemand wat ons kan uit daai proses uitkry nie. There was no one to help when God bowed them down with hard labor, bowed their hearts down with hard labor. Sien, ons weet nie hoe lank dit vat vir ons om te leer hoe ons rebellie ons affekteer nie. Ons het nodig om te verander. Ons het nodig om die wêreld anders te sien en soms hou God ons in daai plek sodat ons harte kan verander, sodat ons die wêreld anders kan sien. Sodat ons nederig kan wees en sodat ons kan uitroep na God toe. Vir in so vers 13 sê, then they cried out to the Lord in their trouble and he delivered them from their distress. He brought them out of darkness and the shadow of death and burst their bonds apart. Hulle sonde het hulle vasgevang and he burst their bonds apart. Let them thank the Lord for his steadfast love, for his wondrous works for the children of man. Hierdie is baie keer vir ons moeilik om te verstaan, omdat vir ons, dink ek persoonlik, vir my in elk geval, is gemak amper die ding, dis die ding waartoe mens strewe. Dis 'n afgod, dis 'n geskenk van God af, maar ons maak dit die ding. En so wanneer ons deur swaar kry moet gaan, deur moeilike tye moet gaan, dan maak dit nie vir ons sin nie. Ons weet nie hoe kan dit goed wees vir ons, hoe kan God goed wees vir ons in swaar tye nie. Maar hoe sal ons leer? Hoe sal ons leer om die wêreld anders te sien as God ons nie deur dit vat nie? God is baie lief vir ons. En God sal ons verander. Hy sal ons harte nederig maak sodat ons hom kan sien vir wie hy is, sodat ons afhanklikheid kan besef en sodat ons met 'n ander gesindheid deur die lewe kan gaan. God is baie goed vir ons. God leer ons hoe groot hy is deur ons deur swaarkry te vat. Hy leer ons hoe baie hy omgee wie ons is, waarvoor ons omgee, wat ons van onsself dink. God verander dit en hy help ons om op die einde van die dag, soos wat ons dit raak sien, vir hom lief te wees, omdat hy ons verander. Die derde prentjie waar ons moet dink om God se liefde raak te sien is in begin in vers 17. En hierdie is 'n interessante een en ek dink meeste van ons het dalk al hierdie geproe. So vers 17 sê, some were fools through their sinful ways, and because of their iniquities suffered affliction. So hierdie is ouens wat dom as strand is, wat dom sonde doen en dan proe hulle die gevolge van hulle optrede. Dis tipies, en ek maak nie hierdie as 'n grap af nie, dis tipies ouens wat hulle werk verloor omdat hulle lui is of oneerlik is, of ouens wat hulle huwelik verwoes deur ontrou te wees, of ouens wat siek word omdat hulle nie na hulle gesondheid kyk nie. Some were fools through their sinful ways, and because of their iniquities suffered affliction. Wanneer hierdie groep mense na God uitroep, dan luister hy en hy red hulle. Maar hy red hulle nie net van hulle verknorsing nie, hy red hulle van hulle dwaasheid ook. En kom ons kyk wat sê vers 20, hoe red hy hulle van hulle dwaasheid? Vers 20 sê, he sent out his word and healed them and delivered them from their distress. Sien, God red mense van hulle eie dwaasheid deur sy woord. Hy red hulle deur hulle toe te laat om te proe dit wat die gevolge is van hulle dom sondige optrede, en hy red hulle deur sy woord na hulle toe te bring en hulle te help om onder sy woord se heerskappy te lewe. So genees hy hulle. So wat sien ons van God in hierdie prentjie? Hoe sien ons God se liefde in hierdie prentjie? God is geduldig met ons. Hy vat ons stadig sodat ons kan leer. Sy manier is die beter manier. My sondige rebelsheid, my onvermoë om myself te onderwerp aan God se woord, het negatiewe gevolge in my lewe. Dit kan my lewe totaal verwoes. Maar God help ons om uit dit uit te kom. Hy red ons uit dit uit. En in die proses raak ons liewer vir hom. Die toepaslike reaksie, soos wat God ons help om uit ons sonde uit te draai, is in vers 21. Let them thank the Lord for his steadfast love, for his wondrous works to the children of man, and let them offer sacrifices of thanksgiving and tell of his deeds with songs of joy. Die laaste prentjie is 'n storm op die see.
In hierdie prentjie is daar geen tekens dat die ouens gesondig het nie, en daar's ook nie tekens dat hulle dwaas was nie. Hulle het eenvoudig gaan werk. Die ouens is ouens wat op skepe gewerk het en hulle het gaan werk. En dan openbaar God sy mag aan hulle. In sy goedheid en in sy liefde openbaar hy sy mag aan hulle. Kom ons lees van vers 23 af. Hier's 'n kragtige prentjie van hoe God sy mag aan hulle openbaar. Some went down to the sea in ships, doing business on the great waters. They saw the deeds of the Lord, his wondrous works in the deep. For he commanded and raised the stormy wind, which lifted the waves of the sea. They mounted up to heaven. They went down to the depths. Their courage melted away in their evil plight. They reeled and staggered like drunken men and were at their wits' end. Die Afrikaans van vers 27 is, hulle het rondgeslinger en gesteier soos 'n dronk mens. Al hulle vernuf was waardeloos. So ek weet nie of enige van julle al 'n storm in die lewe beleef het wat nie aan jou toedoen was nie. Hierso is 'n prentjie van dit. Dis hoe dit voel. En God bring ons by ons einde. Hy bring ons by ons einde want dit is goed vir ons om te besef wie die hef in die hand het. Baie keer wanneer dit met ons goed gaan, kan ons en ek weet nie wie van julle dit al beleef het nie, maar wanneer dit met ons goed gaan, raak ons self voldaan. Ons dink ons het meer beheer oor die lewe en ons mis God se goedheid vir ons baie maklik. Maar soos wat ons deur die storms van die lewe gaan, dan besef ons God hou die wêreld in die palm van sy hand vas. En die storms is bloot iets wat ons help om hom te waardeer, om veilig te voel in sy teenwoordigheid en om sy liefde te ken. Soos wat hierdie ouens deur die lewe gegaan het en gesukkel het op die skepe, het hulle uitgeroep na God toe. Vers 28, Then they cried out to the Lord in their distress, and he delivered them. He made the storm be still, and the waves of the sea he hushed. Then they were glad that the waters were quiet, and he brought them to their desired haven. Let them thank the Lord for his steadfast love, for the wondrous works of the children of man, Let them extol him in the congregation of the people and praise him in the assembly of elders. Ons verstaan eers wie God is. Ons verstaan eers werklik wie God is wanneer ons hom in die storms van die lewe sien en sy spiere bult so bietjie. Dis wanneer ons verstaan wie God is. Ons sien God op verskeie plekke, maar hierdie is 'n besonderse manier hoe ons God kan sien. In hierdie week het ons by iemand gaan kuier wie 'n werklike storm beleef, 'n vreesaanjaende storm beleef. 3 van ons het by die persoon gaan kuier en ons het met trane in ons oë geluister na die storm waardeur hy gaan. Wat vir ons verstommend was in daardie scenario is hoe duidelik die persoon God se liefde kan sien en hoe hy daarvan kan getuig. God het nog glad nie sy storm laat bedaar nie en om eerlik te wees, menslik gesproke is dit baie maklik om hopeloos te wees in so 'n situasie. Maar die persoon het vir ons die Bybel uitgehaal, hy het sy foon uitgehaal en hy het vir ons Filippense 4 gelees om ons te bemoedig wat met ons trane in ons oë daar gesit het. Hy het vir ons gesê, hierdie vrede wat alle verstand te bowe gaan, ek ken dit. En ek ken Jesus se teenwoordigheid tasbaar. Die van ons wat God se liefde op so 'n manier in sy lewe gesien het, sy lewe is totaal verander. Ons liefde vir God is aangevuur omdat ons sy liefde vir God gesien het. Ons geloof in God is versterk omdat God so kragtig in sy lewe werk. En so in die slot van hierdie Psalm in vers 33 tot 43 maak die skrywer die punt baie duidelik as dit in die tyd nog nie duidelik is nie. God gebruik wonderdade om sy mense te red. Hy red hulle van hulle self. Hy gebruik die wonderdade om ons harte na hom toe te draai. God is God. God is regverdig en hierdie is baie interessant. God is aktief betrokke in sy wêreld. Hy is in die kleinste detail van sy wêreld betrokke en is hy besig om goed vir ons te wees. Daar's nie 'n pandemie of korrupsie of 'n gebroke verhouding wat nie onder God se beheer is nie. Daar is niks
wat God nie besig is om ten goeie vir ons te laat meewerk nie. En hier is die punt van die Psalm. Op die ou einde sien die wyses God se hand raak en hulle ervaar sy liefde en hulle vertel van sy liefde. Kom ons lees die beskrywing van hoe God in sy wêreld funksioneer van vers 33 af. He turns rivers into a desert, springs of water into thirsty ground, a fruitful land into a salty waste, because of the evil of the inhabitants. He turns a desert into pools of water, a parched land into springs of water, and there lets the hungry dwell. And they establish a city to live in. They sow fields and plant vineyards and get a fruitful yield. By his blessing they multiply greatly, and he does not let their livestock diminish. Aan die begin het die ouens gesoek na 'n stad. Hierso het God vir hulle 'n stad opgerig. Vers 36 sê hy, God het in sy liefde 'n stad tot stand gebring vir die mense om in te floreer. En so kom ons stop vir 'n oomblik en dink oor ons stad. Wie van ons het al ooit gedink aan Pretoria as 'n simbool van God se goedheid? 'n Stad wat God tot stand gebring het, sodat ons nie deur 'n woestyn op 'n gevaarlike plek hoef te wees nie, maar 'n omgewing waar binne ons kan floreer. God het hierdie stad tot stand gebring, dat ons, sy mense, kan floreer, en ons mis dit. Ons mis uit wanneer ons God se goedheid vir ons mis. Ons mis God se goedheid in die klein goedjies. Die feit dat ons kan kos koop, is 'n geweldige geskenk van God. Die feit dat ons 'n veilige omgewing het om kultuur te kan geniet en vriende te kan geniet en kerk in te kan hou. En die feit dat God infrastruktuur, daai groot moeilike woord, infrastruktuur in plek bring sodat ons mediese diens kan ontwikkel, sodat ons ekonomie kan groei, sodat ons akademies kan ontwikkel. God het 'n stad tot stand gebring vir ons om te floreer. God is goed. Ons het gesing van God se goedheid, maar ons mis dit want ons dink nie soos wat ons na die wêreld kyk en ons besef nie dat God goed is vir ons nie. God is by die kleinste detail en in die grootste kompleksiteit in ons lewe aktief betrokke. Kom ons vat dit net een stapie verder. Het jy al ooit gedink, as ons dink in 'n stad soos Pretoria waar ons kos kan kry, hoekom is kos lekker? Hoekom bevredig kos ons? Hoekom geniet ons dit en dis goed vir ons? En nie net kos nie, hoekom is sport goed vir ons, en musiek, en om nuwe goedes te leer, en verhoudings, en slaap, en die natuur? Hoekom is dit goed vir ons? En hoekom is dit lekker? Want God is goed. God is goed vir ons, want hy het 'n wêreld geskep wat ons kan geniet. En al daai goedes, ons is gemaak vir vreugde, en vreugde in God. Ons is gemaak om die lewe te geniet, omdat ons 'n verhouding met God geniet. Die tragedie is wanneer ons al daai goeie goedes geniet, of kwaad is as ons dit nie het nie, maar die gewer van daai goeie goedes miskyk, en nie vir hom dankie sê nie, en nie vir ander van hom vertel nie. Die verskil tussen 'n Christen en 'n nie-Christen in 'n baie groot mate is dat God ons oë oopmaak vir sy goedheid. Jesus het aan die kruis vir ons sondes gesterwe sodat sonde ons nie meer sal terughou nie, sodat ons oë kan oop wees om God se goedheid raak te sien. En die grootste prys wat ons kry is God self. Ons het God self gekry. Dit is wat God vir ons gegee het. Ons kry hom, en as ons hom mis ons die doel van die lewe. Ons moet nie laat pyn of swaar kry ons oë toemaak vir God se goedheid nie. Ons moet juis laat pyn en swaar kry en frustrasie ons na God toe dryf. Want by God is daar vir ons sielerus, en by hom is daar vir ons hoop. By hom is daar ware hoop en nuwe lewe. En so ek sluit vir ons af. Lente is 'n goeie tyd om God toe te laat om nuwe lewe in jou lewe in te blaas. Lente is 'n goeie tyd. Dis 'n goeie tyd om vroeg op te staan. Dis 'n lekker tyd om vroeg op te staan, want dis nie so koud nie, dis nie so donker nie. En so is 'n lekker tyd om tyd in God se woord te spandeer. En is 'n lekker tyd om rustig te raak en te reflekteer
om jou hart voor God uit te stort, om vir hom te sê waaroor is jy bekommerd, waarmee jy sukkel, wat is dit wat hy jou mee moet help, en om hom te vra om ons te help om goeders raak te sien, om nie net die swaar kry raak te sien nie, maar die les agter die swaar kry raak te sien, en al die ander goeie goeders raak te sien. Die lente is 'n goeie tyd, want God se goedheid is duidelik sigbaar rondom ons. En ek dink meeste van ons besef, ons is nie baie goed om te rus nie, ons is oorwerk, ons is oormoeg. Johan het laas vir ons gesê, ons kan nie die goedes reg kry nie, die boek sê, want ons is busyness en distraction, is die twee goedes wat ons doodmaak. En so ons het daaglikse ritmes nodig, waar ons stop, en met God praat, met hom ontmoet, en vir hom dankie sê, sodat hy ons kan help, om ons liefde vir hom in ons liefde vir hom te groei, en sy liefde vir ons te ervaar. Ons het daaglikse ritmes nodig, en ons volgende reeks te loops, waarna ons gaan kyk, is 'n reeks oor Sabbat. Sabbat is 'n geskenk van God af. Sabbat is iets wat ons nodig het, weeklikse ritmes, waar ons stop en rus. Daai twee goed is die eerste twee elemente van Sabbat, stop en rus. En ons kan dit nie doen nie, want ons geloof is nie in God nie. Ons geloof is in ander goedes, en so ons kry nie reg om te stop nie. Maar ons het nodig om te stop, ons het nodig om te rus, dit is 'n geskenk van God af. Ons het nodig om te delight. Die derde element van Sabbatsrus is om God se goedheid te geniet. 'n Weeklikse ritme van waar ons tyd vat om God se goedheid te geniet. En die vierde element van Sabbat is om te kontempleer, om te dink. Om te dink, waarmee is God besig en waarna toe is hy besig om my te roep. Ons gaan tyd spandeer op Sabbat. Maar kom ons mors nie die lente nie. Kom ons sien God se goedheid raak. Hierdie week kan ons, as ons hier uitstap, kan ons sien, daai akkerboom is vol blare. Daai akkerboom aan die regterkant, se blare het nog net begin uitkom. As ons volgende week terugkom, gaan daai akkerboom vol blare wees. Laat dit ons herinner dat God is agter daai nuwe lewe. God kan nuwe lewe in ons inblaas. Ons moet na hom toe kom en dit by hom kom ontvang. Ons moet na hom toe kom, met hom praat en dink oor sy goedheid, sodat ons harte kan oorloop van sy goedheid. Kom ons bid saam. Whoever is wise, let them attend to these things. Let them consider the steadfast love of the Lord. Vader, U is ongelooflik goed vir ons. Ons gaan daagliks amper totaal blind deur die lewe, want ons sien nie U hand raak nie. Ons bely dat ons toelaat dat die probleme van die lewe ons gedagtes en ons harte baie keer oorheers. En so Vader, ons wil by U pleit, help ons om U te sien. Help ons om genoeg geloof te hê om te stop en te dink en U te geniet. En met U te praat, Vader. Help ons om met U te praat. Help ons om met ander van U te praat. En help ons, soos wat ons nou sing, om met harte vol dankbaarheid en vreugde en gevul met U liefde, soos wat die Gees in ons harte werk, te sing. Vader, ons pleit by U, moenie laat ons lewens mors, omdat ons U miskyk nie. Help ons asseblief om U te sien en lief te hê. En ons vra dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.